Louis, vandag se vraag is moedswilligheid of ek sien hierso of jy byvoorbeeld hardkoppigheid hoe affekteer dit jou en jou verhoudings rondom jou? My nogal 'n heel goeie vraag. So as jy nou hier uit 'n kliniese perspektief moedswilligheid moes verduidelik, waarvan praat ons? Ehm ja, kyk, hardkoppigheid, moedswilligheid is waarskynlik nie dieselfde ding nie. Ek dink die een kan lei tot die ander een. Ehm ek dink as mens praat van moedswilligheid, dan praat jy van 'n tipe gedrag wat mense gereeld openbaar wat regtig so half ignoreer ander mense se belange of die impak van dinge en jy doen amper so half net wat jy wil. Nee, moedswillig beteken amper daar is intensie daar agter. Daar's bedoeling daar agter. Hardkoppigheid, jy kry baie mense wat hardkoppig is, maar dis nie noodwendig dis dalk meer 'n persoonlikheidseienskap. So as mens praat van hierdie moedswilligheid, wat verhoudings seermaak. Jy weet jy gee nie om nie, jy kom net by die huis aan so laat soos wat jy wil. En mens kan nou nie eintlik sê jy het nie geweet dat ek ongelukkig daaroor nie. So jy's moedswillig. Jy gee amper, dit lyk amper asof jy nie omgee nie. Daardie ding, nê. Nee. En As dit is ekskuus nou voor jy ekskuus, nou ja. sê, want as ek Ja. dink aan moeswilligheid, ek gedog dis 'n baie ligte term. Dit voel vir my soos iets wat iemand probeer grappies maak of iets so. Ek neem aan dit kan ook die feit dat ons dit nou bespreek vandag, kan dit ook 'n bietjie meer ernstig wees. Want dan dink nou soos iets soos Ja. gaslighting. Ja, dit kan wel 'n kwessie van semantiek raak, maar dis waarskynlik grade. Ons almal is tog moedswillig op een of ander manier of hardkoppig of een of ander manier, maar mens praat dan nou van moedswillige gedrag wat so intens is dat dit probleme veroorsaak. Jy weet, as jy nou so af en toe die sjokoladetjie eet wat jy gesê het jy gaan nie dit moedswillig gedoen, dan is dit nou nie so erg op die verhouding as wat jy elke aand middernag by die huis kom, alhoewel jy weet dit is nie aanvaarbaar nie. En is dit 'n persoonlikheidseienskap? Gedeeltelik tog, maar gedeeltelik ook nie. Dis meer gedrag, nê. Maar dit is tog ook so, en dis wat jy ook na verwys, Lesse, dat sekere mense, sekere persoonlikheidseienskappe kan mens baie meer moedswillig maak. Mense wat baie gesteld is op hulle onafhanklikheid. Jy weet, om dinge my manier te doen. En nie te wil konformeer aan ander mense nie. Mense wat bietjie meer rebels is dalk. Mense wat bietjie meer impulsief is of minder gestruktureerd ook is. Dit is mense wat natuurlik meer geneig sal wees tot moedswilligheid. Dit sal dit nie veroorsaak nie, maar dit sal meer geneig wees daartoe. En as jy kyk, ekskuus, ek wil net dit byvoeg. Daar is tog navorsing wat hierop wys dat mense wat regtig intentioneel moedswillig optree as volwassenes, daar's 'n baie duidelike verband tussen waar jy groot geword het, waar autoriteitsfigure inkonsekwent was en waar straf onregverdig was of nie eintlik in verhouding was tot gedragsmodifikasie of waar daar vernedering was. En dan vorm dit mense wat moedswillig raak baie keer. Nou, wat my nou laat dink hier is jy werk geweldig baie met verhoudingsmaats in die praktyk. En ek kan dink soos jy nou verduidelik het, presies, jy gaan jou voorbeelde sê jy gekry het hiervan is jy doen baie keer jy analise oor wie is hulle, elkeen is 'n individu, hoe sien hulle die wêreld, hoe funksioneer hulle in die wêreld. En ek kan dink as veral, jy weet soos jy nou gesê die sekere voorbeelde gaan mense teen die ander persoon gebruik as 'n sterker punt, soos ek is meer ekstrovert of ek het nodig om by die braai te wees, anders gaan ek my batterye uitbrand. En jy het nie geluister na die sielkundige nie wat vir jou gesê het dat ek moet meer dit doen en ek is meer so. En ek dink dit is waar as dit kom by die persoon wat die aan in jou ontvangkant is, kan hierdie baie nogal om die aanvangkant van moedswilligheid te wees moet nogal stresvol wees. Stresvol, angs, dit kan angs veroorsaak. En indien nie op 'n lang termyn ook bietjie depressie nie. Wat dit wel doen is dit affekteer die vertroue in die verhouding. Want dit raak 'n onvoorspelbare ding. Jy kan later nie meer vertrou of die persoon konsekwent gaan optree nie.
En jy begin ook agterkom, of voel ten minste, dat die ander party in hierdie verhouding het nie eintlik ontzag vir die ooreenkomste wat julle gemaak het, soos ek sal nie weer na 6 by die huis kom. Dan begin die vertroue gaan. En jy het nou presies na verwys na amper daardie magstryd wat gebeur, nê. Nee. Dit raak amper hierdie siklus van uitlokking en aanvalling. Jy het al wragtig weer laat by die huis gekom. Hoe kan jy dit aan my doen? En die terug daarvan, maar luister, dit is tog net my vriende. Daar's mos altyd 'n regverdigheid. En dan raak die verbittering en konflik in hierdie verhoudings is baie hoog. Mens kan dit mos dink in enige verhouding waar iemand as moetswillig, intentioneel, selfgesentreerde gedrag waargeneem word, gaan die ander persoon nie lekker wees daarmee nie. Glad nie. Louis, So die wie emosionele is impak is wat jy sê. Jy ja, voel dan nie gevalideer nie. Jy voel nie gerespekteer nie. Jy raak moeg man, want jy moet heeltyd grense probeer insit. En mense raak soos jy tereg sê, jy raak angstig, jy raak naderhand raak jy apprehensief teenoor wat volgende gaan gebeur as mens nou daardie lelike woord kan gebruik. En dit tap jou energie, jy's reg. want wat soos ons nou praat, dink ek, vir wie is hierdie gesprek? Ek dink nie vir die een wat moedswillig is nie, want die een wat moedswillig is en daarmee wegkom, het 'n lekker tyd. Die gaan nie omgee nie. So is hierdie gesprek maar vir die een wat daarmee saamleef en nou besef, o, Jesus, dit maak my moeg en dit is besig om my lewe oor te neem, om iets omtrent dit dan te doen. So of 'n gesprek te hê of dit uit te wys of dan seker die ekstreme is terapie en sulke goed. Jy's reg, dit is seker vir die persoon wat in een of ander verhouding, of dit 'n vriendskaps-, werks- of liefdesverhouding is, voel dat die verhouding word soveel skade gedoen want die ander persoon is moetswillig. Dan sal dit tog vir hierdie persoon wat nou hierna luister, baat om in ag te hou dat moetswilligheid is nie noodwendig 'n enkele persoonlikheidstrek wat binne in 'n mens sit nie. Dit is 'n gedrag wat mense doen, wat oor 'n baie lang tyd kom en eintlik in konteks plaasvind. En meestal of baie kere is dit gewoonlik 'n manier om maar net om kontrole en identiteit te kommunikeer. Soos ek is my eie mens, of ek wil beheer wat in my wêreld aangaan ensovoorts. Dis 'n baie ontoepaslike manier om dit te doen, maar dis waar dit vandaan kom. En ongelukkig is dit so. So as jy voel jou vertroue is gebreek en jou samewerking is jy nie meer lus voor nie en jy is eintlik nie meer wonder of jy lus is vir hierdie persoon verder in jou lewe. Dis wat moetswilligheid doen. Die sleg daarvan is jy kan nou nie na 'n mens toe gaan en gaan sê luister, jy is moetswillig nie, want wat gaan die ander persoon sê? Ek is nie, dit is net jy wat so dink. Ek het net 'n lekker tyd saam met my vriende. Ek moet ook ontspan, ek werk hard. En dis waar daardie siklus dan inskop, né? En ek neem maar aan dat die omgekeerde sal wees as jy nou agterkom dat jou verhoudingswerk nie uit nie. Almal sê maar dieselfde ding vir jou dat jy is moedswillig of jy is wat ook al. Dan moet jy begin so half nou maar intern kyk na jouself en begin besef, goed, miskien is daar iets in myself of 'n rede hoekom ek dit doen. Ja, mense wil altyd hê ander mense moet erken. Die benadeelde party wil hê die ander moetswillige party moet sê, goed, ek erken dit, ek het nou besef, ek is 'n selfsugtige moetswillige wese. Jy is reg. Dit gaan nooit gebeur. Dit gebeur baie selde. Maar wat kan gebeur is iemand, ek kan agterkom dat my vriende wil my nie meer nooi nie. En niemand wil met my op 'n afspraak gaan, 'n romantiese afspraak gaan. En ek kom agter almal sê, maar ek is moetswillig. Al is dit vir my eie selfgesentreerde redes. As ek wil hê mense moet my nooi, dan sal dit my baat om te probeer verstaan wat bedoel hierdie mense met wat doen ek dan wat so moetswillig is. Ek hoef nie saam te stem nie. Maar as dit is dat ek elke keer laat kom by die geleenthede en hulle verstaan nie dat ek nie dink dis moetswillig nie, dan sal dit my baat om dalk betyds te kom as ek wil hê mense moet my weer nooi. Of ek saamstem of nie, dan wys dit 'n anti-moetswillige bedoeling en mense hou daarvan.
Ja, ek dink ook moetswilligheid, ek dink nou ook aan ouers met kinders, hoe baie keer kan kinders geweldig moetswillig wees, nie net noodwendig klein Mm. kindertjies, tieners. Tieners veral kan Mm. ook geweldig. Ek dink dis deel van tiener wees is juis dat jy gaan hierdie moetswilligheid is Ja, deel van jou pakket. En dit is ja. 'n nagmerrie, dis soos om met 'n muur te praat. Dit is 'n geweldige moeilike ding. Maar mens kan maar net maniere kry om laat 'n tiener kan insien hoe dit nie op 'n sosiale vlak regtig aanvaar word nie en dit gewoonlik help 'n tiener baie om dit aan te spreek. Dink ek, dit som hier uit my onkunde uit. Ja, wat jy dus sê, mens moet baie duidelik die konteks in ag neem. Daar's 'n verskil tussen 'n 3-jarige kind wat nie wil gaan bad nie, ehm en 'n tiener wat nie wil huiswerk doen nie, ensovoorts ensovoorts. Dis alles in konteks natuurlik. En baie keer ek dink wat jy ook impliseer is moetswilligheid of moetswillige gedrag vervul ook 'n positiewe funksie. Dit bevestig iemand se identiteit. Dit bou draagkrag. Dit help om te leer en ervaring op te bou. Niks is tog net goed of sleg nie. Maar aanhoudende moetswillige gedrag het gewoonlik die negatiewe effek dat dit ander mense wegtrek. Jy weet, gewoonlik. Mense, indien julle enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daar. En deel asseblief die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. En soos altyd, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.